Goeiemôre, liewe vriende. Het is my 'n groot voorreg om so saam met jou te wees in hierdie tyd van inperking wat ons nie as gelowiges saam in 'n kerk kan wees nie. Maar die voorreg het om via die tegnologie wel nog altyd hierdie spesiale erediens te kan hê. Ek lees vanmôre in 1 Petrus hoofstuk 1, vers 8 en 9, so besondere woord. Hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie. Dis hoekom ons hier is. Ons het vir Jesus lief. Al het ons hom nie gesien nie, ons het hom lief. En dis hoekom ons hier is. Deur in hom te glo, sê die teks, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid, wat die einddoel van julle geloof is. Dis hoekom ons hier by mekaar is. Ons deel aan 'n baie spesiale seën, die nuwe lewe in Jesus. En dit sê die laaste gedeelte van vers 9, dit vervul julle met 'n onuitspreeklike en 'n heerlike blydskap. Daarom seën vir jou. Mag jy ervaar dat Jesus nou daar by jou sit, naby jou is, jou wil aanraak en jou wil seën met die liefde van sy Vader. Kom ons sing saam om hom te loof. Ons sing Wonderbare Koning, 'n lied uit die liedboek 197. Wonderbare Koning, heerser oor die schepping, ons bring U ons lofgesange. Deur die goedheid, Vader, kan ons tot U nader, is ons diepste hartsverlange. Laat dit wat ons dien, opstijg na U woning, wonderbare koning. Loof om hemelboe, loof om berg en dale, daar's geen einde aan sy werke. Loof my siel die Here, bring hom dank en ere, hy is die onmetlik sterke. Hef hom hoog, hart en oog, wie kan nooit op aarde die prys na waarde. Vriende, kom ons maak ons Bybels oop. Ek sal so graag wou hê dat jy saam met my lees. Jy moet jou eie Bybel by jou hê. Jy lees hierdie gedeelte en jy sit die Bybel voor jou oop en ondersoek hierdie skrif terwyl ek dit aan jou probeer uitlê en verkondig dit wat die Here op my hart gelê het. Maar voordat ons lees, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir U liefde wat geen einde ken nie. Dankie dat U oor ons ontferm. Dankie dat ons kan weet, U is 'n barmhartige God en het ons onuitspreeklik lief. Ons bid U, Here, dat U in U liefde vir ons ook nou sal kom aanraak deur die Gees en deur die woord wat in ons harte kom tuiskom. Ons wil net, soos Samuel destyds gevra het, ons sê, spreek Here. Ons, U diensknegte, ons luister. Amen.
Ek lees uit Johannes die 20ste hoofstuk, die evangelie volgens Johannes hoofstuk 20. Dis nou daar die eerste dag met die opstanding, daai selfde Sondag. Nou staan ons daar in vers 19, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy. Die disippels was baie bly toe hulle hom as die Here sien. Vrede vir julle, het hy weer gesê. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. En as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in sy merke, in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar. Johannes was by hulle, Thomas was toe by hulle, en terwyl die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. En daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, bring jou hand en steek hom in my sy, moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek opgeskryf is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Ek wil graag as teksgedeelte vanmôre hierdie laaste 2 verse, vers 30 en 31. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie voor sy disippels gedoen. Hy sê maar, as hierdie wondertekens beskrywe sou word, sodat hierdie wondertekens is beskryf sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, dat Jesus die Seun van God is, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. In hierdie gedeelte wat ons gelees het, het ons die verhaal van 2 opeenvolgende sondae. Die eerste 2 sondae waarin die kerk of die gelowiges in Jesus bymekaar gekom het. Die verhaal van Thomas in hierdie gedeelte staan uit, omdat Thomas was afwesig by die eerste geleentheid. En hierdie verhaal gaan dan voort om te sê, maar die Here gee ook vir Thomas, ook hierdie ongelowige Thomas, gee hy 'n tweede kans. Sodat die volgende Sondag, dis nou 8 dae na die eerste Sondag, is hy ook teenwoordig. Hy het gehoor by die vorige geleentheid was Jesus daar. Hy het self so ver gaan te sê, maar ek glo nie, as ek dit nie self gesien het nie. En nou kom Jesus en hy gee vir hulle 'n tweede kans. En dit is vir my die wese van hierdie verhaal. Van Jesus wat omgee. Van Jesus wat neerbuig na sukkelende sondaars, na twyfelende mense, onsekere mense. Hy kom en hy buig neer en hy sê, ek wil vir jou sekerheid van jou geloof gee. Ek wil nie dat jy twyfel nie.
Dis nou, bykans meer as 10 jaar gelede, dat oom Angus Buchan die saamtrek op sy plaas gehou daar by Greytown. Ek en vriende van my en ook my seuns het elke geleentheid afgery. Het ons motorfietsse afgery tot by Greytown, daar gekamp, die geleenthede bygewoon wat baie spesiaal was. Na hierdie geleentheid, na die laaste geleentheid, het ons 'n geleentheid gehad waar ons met 'n klomp jong seuns, jong manne gesels het. En toe is aan my gevra, hoekom doen jy soveel moeite om elke jaar soontoe te ry? Hy kan mos net hier ook wees, hy kan ons hier ook ontmoet. En my antwoord daai dag was 'n antwoord van, ek wil teenwoordig wees waar Jesus werk. As Jesus 'n nuwe ding gaan begin, wil ek nie agterbly nie. Ek wil teenwoordig wees, ek wil daar wees. Baie mense mis uit. Hulle ontbeer hierdie baie spesiale ontmoetings wat hulle kon gehad het, omdat hulle ander belange het, of ander dinge vir hulle belangriker geword het, en dalk eredienste nie bywoon nie. Geleenthede waar die Here sy kinders bymekaar roep en met hulle huisvergadering wil hou. Hulle is net nie daar nie. Baie mis uit. En Thomas het met daardie eerste byeenkoms van die kerk iets belangriks gemis. 'n Persoonlike ontmoeting met die opgestaande Jesus, die een wat daardie oggend die dood oorwin het en 'n nuwe lewe gekry het. Maar, dis die gelukkige van hierdie verhaal, daar kom 'n tweede kans. Aan die einde van hierdie hele verhaal het Johannes dan hierdie baie besondere opmerking wat hy maak. Jesus het ook nog baie ander wondertekens gedoen, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie. Maar hierdie wondertekens, hierdie wat hier beskryf is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. Ja, daar was nog baie ander wondertekens. En die mense sou nogal wonder, wat is die standaard wat aangelê word om 'n keuse te maak van oor watter sou Johannes skryf? Watter sal hy in sy boek inkorporeer? Watter gaan hy dan maar liewerster uitlaat? Die implikasie van vers 30 is dat wat nie in hierdie boek beskryf is, dat daar wel dalk ander boeke is, waarin daar ander gebeure is wat opgeskryf is. Maar Johannes se keuse van wat neem hy op en wat neem hy nie op nie, is baie spesiaal. Hy noem dit wondertekens. Wondertekens wat daar beskrywe word sodat ek en jy wat nie gesien het nie, ook kan glo. Glo in Jesus as die opgestaande Here, sodat jy die lewe kan hê. Nou, as hy hierdie verhaal, wat van vers 19 af opgeskryf is, as 'n wonderteken wil tipeer, dan wil ek nou saam met jou hier en daar uitlig wat ek glo wondertekens is, net in hierdie verhaal. Ek het 3 geselekteer. Die eerste een is dat daar staan, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Nou, wat is so besonders aan dit, dat dit 'n wonderteken is? Jy moet onthou dat die vorige dag, die Saterdag, was die Saterdag. Dit was die dag van rus en van toewyding aan die Here God. Hierdie Sondag was die eerste dag van die week. Dit was dus 'n dag waarin almal eintlik 'n volle werksdag gehad het. En miskien ook 'n moe lyf na 'n volle dag se werk. Maar hulle het nog steeds bymekaar gekom. Hulle het
saamgekom om juis hierdie besonderse gebeure te gedenk. Die gebeure van Jesus se opstanding. En dit het so gebruik geword, dat, en dis hoekom ons lees in vers 26, 8 dae later, tel maar op die almanak af, en as jy sien die 8ste dag daarna, is weer Sondag. Hier die eerste dag van die week, het so spesiaal geword vir die gelowiges, dat hulle getrou elke Sondag by mekaar gekom het. Dit was natuurlik Sondagaand, want deur die dag moes hulle werk. Dit is alreeds vir my 'n wonder. Die wonder ook dat internasionaal kalenders reg oor die wêreld 'n Sondag uitlig as eintlik deel van die naweek, as 'n rustdag, 'n dag vir spesiale eenkant wees. Dit is wat hierdie dag so besonders maak. Dis 'n wonderteken. Dan 'n tweede wonderteken wat ek vir jou hier wil uitlig. Daar staan in vers 19 verder: alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom, tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hulle was dus ingekerker. Hulle was in 'n lockdown. Omdat daar vrees was vir 'n vyand daar buite, het hulle in hierdie byeenkoms hulle self toegesluit om hulle self te kan beveilig. En in daardie situasie van toegesluit wees, van agter geslot en grendel by mekaar kom, geslote deure, hier verskyn Jesus. Hy het nie nodig gehad om te klop nie, hy het nie die deur oopgebreek nie, hy was net daar. En hy kom om vir sy mense te sê, vrede. Ek glo hierdie groet was seker soos wat ons deesdae ook weet, baie die Jode het mekaar gegroet met die woord shalom. Vrede. Vrede vir julle. So in hierdie grendeltyd wil Jesus ook by jou wees. En hy het nie nodig dat jou deure en jou hekke moet oop wees nie, hy kan inkom. Dit op sigself is 'n baie besondere wonderwerk. 'n Wonderteken dat Jesus word deur niks ingeperk nie. Jesus is nog altyd daar om sy mense, vir wie hy so lief het, dat hy sy lewe aan die kruis opgeoffer het, gaan hy hulle nooit alleen los nie. Hy gaan hulle ook daar kom besoek. Niks kan jou van die liefde van God, wat daar in Jesus is, skei nie. Niks. Ook nie eers as jy wegvlug, of wegkruip nie, vra maar vir Jona, daar diep onder in die boot, vra vir Jona diep in die maag van die vis, ook daar was die Here by hom. En hy moes weet, Jesus, die Here God, sal my nooit los nie. Ook in jou binnekamer. 'n binnekamer is 'n plek waar jy stilte vra, waar jy jouself afsonder, waar jy die aangesig van die Here gaan soek. En hy is daar. En hy wil vir jou sê, ek sal daar wees. Vrede vir jou. Ek gaan my vrede vir julle gee. Dis 'n tweede wonderteken in hierdie verhaal, waarna vers 30 verwys. Van al die baie wondertekens wat Johannes van kon kies, het hy hierdie verhaal gekies. Omdat hierin vir hom baie spesiale wonderteken is. Miskien veral die derde een. Die derde wonderteken is die teken van Thomas. Die verhaal van 'n man wat baie met groot moeite oortuig moes word om tot geloof te kom. Dis veral die verhaal van een met 'n hoofletter
wat bereid is om weer en weer en weer te kom na jou toe. En neer te buig en vir jou tegemoet te kom, om self sy hand uit te reik en te sê, vat my hand, voel maar, dis my hand, voel na die spykergate in my hande. Ek wil hê jy moet glo. Ek wil nie hê jy moet met twyfel en onsekerheid jou lewe ingaan nie. Thomas is vereer in vele tale reg oor die wêreld met 'n besondere titel, die ongelowige Thomas. Maar net soos die verhaal van die verlore seun nie 'n verhaal is van die seun, maar die verhaal van 'n vader wat met liefde ontvang en onthaal en vereer en versorg. Hierdie verhaal van die ongelowige Thomas is nie die verhaal van Thomas nie, maar die verhaal van Jesus. Sy opstanding uit die dood. Dis Jesus se storie, hoe hy uitreik na sukkelaars. Dit is die wonderteken. 'n God wat so omgee, dat hy weer en weer kom, om vir Thomas te help, sodat hy kan glo. Sodat hierdie kop onderste bo twyfelaar kan weet, Jesus hoog verhewe, Jesus aan wie gegee is alle mag in die hemel en op die aarde, hy buig af, en hy help jou in jou ongeloof. Dit help vir my, om te weet dat selfs klein geloof, ongeloof, vir hom nie keer om wonderwerke te doen. Want dit is 'n wonderwerk, om 'n mens se hart te verander. Ek onthou toe ek as jong gelowige by 'n skoolverlaterskamp my hart vir die Here gegee het. Ek onthou die geweldige euforie, die blydskap om 'n kind van die Here te wees. Ek onthou hoe ek 'n jaar daarna weer by 'n skoolverlaterskamp gaan help het as personeellid. En ek na Mike Smith, so'n klein Mike, gegaan het en gesê, jy moet my help, want ek twyfel so in my kunskap. Want jy sien, die gevoel van 'n jaar gelede het al intussen afgeneem. En ek het onseker begin word. Een van die interessante dinge wat hy vir my daai dag gesê het, ek weet nie of u kan onthou nie, maar daar was 'n Halleluja liedjie. Al my twyfel bring ek Jesus. En hy het vir my gesê, sing die liedjie oor en oor, totdat jy dit glo. En ek moet sê, van daardie tyd tot nou, was daar in my lewe altyd nog net die sekerheid. Die sekerheid, ek is 'n kind van God. Hy het natuurlik in hierdie tyd van my lewe oor en oor, weer en weer aan my deure moes kom klop. En selfs al was die deure gesluit en ek wou nie oopmaak nie, moes ek by tye vind dat hy wel ingekom het en dat hy hier is en dat hy vir my sê, vrede vir jou. Ook in hierdie tyd van 'n lockdown, van 'n inkerkering, van gegrendel wees agtertoe deure, ek is met jou. Vrede vir jou. Kom vat dan my deurboorde hand. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. Dieselfde woorde wat hy hier vir Thomas gesê het. Wat 'n wonderteken. En dat Johannes deur die leiding van die Here dit vir ons opgeteken het. Jesus verander harte.
Jesus maak van 'n ongelowige 'n gelowige. Amen. Kom ons bid. Here, dankie dat U lewe. U het opgestaan en U verskyn vandag nog steeds aan ons. Soveel male moet ons terugkyk op ons stilte tye en sê, waarlik, die Here was daar. Ek het hom ontmoet vanoggend. Ons het 'n besondere tyd saam kon gehad het. Ons kon dit in eredienste beleef, in samekomste van gelowiges. U was daar. U sal ons nooit los nie. En U doen al hierdie wonders sodat ons kan glo. En deur te glo, die ewige lewe kan hê. Amen. Kom sing gerus saam met my. As jy hierdie sekerheid in jou hart het, soos wat ek dit in my eie hart kan hê, blye versekering. Jesus is my. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Ontvang nou die Here se seën en weet, ek is met jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die innige gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle.